Advokaat Hendrik van Staten. Goeiemôre luisteraars. Vanmôre praat ons verder met advokaat Hendrik van Staten. Sy praatjies lig op die reg. En vanmôre praat hy ook dan sommer sy tema is reg en geregtigheid. So dit sluit baie nou aan by die tema van lig op die reg. Nou reg en geregtigheid is iets wat ons leer in die eerste plek van die Here en uit die Bybel uit. En so ons weet van reg en geregtigheid. Maar Hendrik, jy weet, jy's 'n advokaat en jy praat van reg en geregtigheid waarskynlik uit 'n ander hoek uit, of nie. Want jy praat tog seker van reg en geregtigheid soos dit ons in ons landswette en ons die wêreld se wette voorkom. Maar eers wil ek daarom net sê goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Willem. Goeiemôre luisteraars. Dit gaan daarom klop Disselboom hierdie kant. En wat sê jy van my opmerking van reg en geregtigheid, Hendrik? Waar begin ons? Waar begin jy met 'n praatjie oor reg en geregtigheid? Nou Willem, ons leef in uitdagende tye. Ons hoor almal daagliks van misdaad, korrupsie, geweld, bedrog en onreg wat plaasvind. Terselfdertyd sien ons mense wat beskerming en geregtigheid, maar ook die waarheid soek. En dit laat dan altyd 'n baie belangrike vraag ontstaan. Waarom bestaan daar wette? Waarom bestaan daar howe? Waarom het mense deur eeue heen probeer om reg en orde te vestig? En nog belangriker, maar wat sê God hieroor? En dis waarom ons tema vandag is reg en geregtigheid. En die vraag is, waarom het God geregtigheid ingestel? Nou, voordat ons verder gaan, moet ons eintlik kyk en ek wil verwys na Micha 6 vers 8, waar daar staan, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde en trou te bewys en nederig te wandel met jou God. So as 'n mens gaan kyk na die woord geregtigheid, dink 'n mens dikwels aan hofsale, regters, polisie, maar ook in die gevangenis. Maar die geregtigheid is eintlik baie meer as dit. Geregtigheid beteken dat elke persoon regverdig behandel word, dat dit beteken dat die waarheid beskerm word, dat die kwesbare beskerm word, dit beteken dat die verkeerde optrede aanspreeklik gehou word. Die Bybel leer ons ook dat geregtigheid nie by mense begin nie. Dit het by God alreeds begin. En veral as ons gaan kyk na Psalm 89 vers 15, sê, geregtigheid en reg is die grondslag van die troon. Met ander woorde, God se heerskappy is gebaseer op geregtigheid. God is dus nie willekeurig nie, hy is nie korrup nie, en God bevoordeel nie sekere mense op grond van hulle status, hulle geld of hulle invloed nie. Hy oordeel regverdig. En wanneer ons na die geskiedenis kyk, sien ons dat God self in die Ou Testament wette gegee het om mense te beskerm. Ons dink maar byvoorbeeld aan die 10 gebooie, wat die hoeksteen is van wat is reg en verkeerd, en om in die volk dan nou orde te gehandhaaf het. Maar ook het hy voorsiening gemaak vir weduwees, vir wesens, vir vreemdelinge, voorsiening gemaak vir billike behandeling, maar ook voorsiening gemaak vir eerlike getuienis. En selfs die bekende gebod, jy mag nie steel nie, is in wese beskerming van eiendomsreg. Dan, jy mag nie vals getuienis spreek nie, is 'n beskerming van waarheid, maar ook geregtigheid, wat selfs deur al die eeue nog steeds vandag van toepassing is. Die Bybel wys dus dat God orde wil hê. Waar daar geen geregtigheid is nie, ontstaan daar chaos. Waar daar geen waarheid nie, is nie, ontstaan daar wantroue. Waar daar geen aanspreeklikheid is nie, floreer korrupsie. Daarom is geregtigheid deel van God se karakter, maar dis daai selfe karakter wat in effek in Suid-Afrika se wetboeke vervat word. Sê 'n bietjie weer, hoe sê jy, daai selfde geregtigheid word in ons wette, dink jy die beginsels van die Bybel word duidelik in ons wette weerspieël? In die meeste van ons landwette word
dieselfde beginsels soos geregtigheid en aanspreeklikheid wel nog steeds vervat in ons wette. En dis hoekom ons land nog nie in chaos verval het nie. Omdat er nog 'n wet is wat riglyne gee oor hoe ons moet optree. Dieselfde soos die Israeliete wat die 10 gebooie ontvang het, sodat hulle kon weet hoe om op te tree en elkeen nie net sy eie ding te doen nie. So ons kan eintlik nog baie dankbaar wees dat ons wette, maar dan is die westerse beskawing se wette eintlik almal waarskynlik op die beginsel van die Christelike Judeese wetstelsel maar gegrond uit die Bybel uit, want ons het almal dieselfde Romeins, Hollandse en wat ook al Engelse reg, almal van die wette is aan mekaar gesit. So ons het eintlik 'n groot stuk om voor dankbaar te wees, as ek sommer so hier van 'n teologiese kant af luister, Hendrik. Die Bybel het definitief 'n groot invloed op ons hedendaagse regstelsel wat ons het. En dis hoekom ons ook die Romeins-Hollandse regstelsel noem. Want dit is baie van daardie stukke wetgewing wat deurgetrek word deur die geskiedenis en nog steeds soos vandag staan, soos jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie. En dit is alles waar die vraag ontstaan, maar waarom het ons wette nodig in die samelewing? En dit is deur die eeue om seker te maak dat daar geregtigheid is, maar ook wet en orde. Selfs in die moderne samelewing, waar ons 'n grondwet het wat demokraties van aard is, en daar fundamentele regte is wat beskerm word, wat insluit die reg op lewe, reg op menswaardigheid, gelykheid, reg op eiendom, reg op toegang tot howe. En die vraag is maar, hoekom het ons al die beskerming nodig, wat in die grondwet is? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig. En ons kan dit terugvoer na die tuin van Eden toe, na Kain en Abel toe. Die mens is nie volmaak nie. As almal altyd die regte ding gedoen het, sou daar waarskynlik min behoefte gewees het aan howe. Maar die Bybel leer ons ook dat alle mense sondig. As 'n mens gaan kyk na Romeine 3 vers 2 word daar gesê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So juist daarom het die samelewing wette nodig. Want wette beskerm die onskuldiges, wette stel grense, wette bevorder orde, dit bevorder vrede, en wanneer die reg behoorlik funksioneer, dien dit as 'n instrument van geregtigheid. Nou waarom die reg egter misbruik word, kan dit self gesien word as 'n instrument van onreg. Daarom is het belangrik dat 'n regstelsel altyd gegrond moet wees op waarheid, billikheid en dan ook verantwoordbaarheid. Dit is ook baie duidelik dat mens gesien het, en daar is verskeie voorbeelde in die Bybel van waar persone verkeerd opgetree het, hulle dan wel gestraf is vir hulle sondes. Ja, so ons sien die weerskante van dit, nee. Die wetloosheid, maar ook die wetsgehoorsame kant. En die Here wil hê ons moet in 'n ordelike samelewing leef, en dis hoekom hy vir ons wette gee. Maar hy het 'n baie belangrike ding gesê wat ek dink ons altyd in die kerk hoor, maar miskien nie altyd besef in die samelewing nie. Almal het gesondig, almal, daar is nie een volmaak nie. Wat het jy gesê, is Romeine 3 vers 17, as ek reg onthou. So, ons weet dit en ons hoor dit, maar om dit van 'n advokaat af te hoor, klink dit net so 'n bietjie anders te Hendrik, jy weet, as die dominees dit sê, dan klink dit baie anders te. Maar ja, ons praat met advokaat Hendrik van Staten oor reg en geregtigheid. Nou ja, Hendrik het vir ons 'n goeie inleiding gegee, of 'n lekker inleiding gegee oor die verskillende aspekte van die wet en die eintlik ook wetloosheid as dit daarmee gepaard gaan.
En jy praat oor reg en geregtigheid. Waarheen gaan jy met ons op hierdie praatjie, want ons wil sekerlik hoor ook wat, waarom is die wette daar en werk ons wette in hierdie land? Wel, kom ons gaan kyk na wat is die Christen en geregtigheid. Wat beteken dit alles vir 'n Christen? Dit beteken dat ons nie net bloot toeskouers behoort te wees wanneer ons onreg sien nie. So baie keer ek kry mense deesdae persone wat sê ek het niks gesien nie, alhoewel hulle gesien het wat gebeur het, want ek wil nie betrokke raak nie. Dit is nie my saak nie. Ek wil nou nie in 'n hof gaan getuig nie. En dit is wat mense al hoe meer hoor, omdat persone baie keer bang is om betrokke te raak in hofaangeleenthede. Maar is dit die regte ding wat 'n Christen moet doen? Wat is 'n Christen se verantwoordelikheid as dit kom om seker te maak dat geregtigheid wel geskied? En 7, want onthou, in die Bybel word baie keer gepraat van getuies en hofsaake. En net so kan 'n mens nie jou kop soos 'n volstruis in die sand steek as jy iets sien wat verkeerd is of waar onreg gebeur nie. As 'n mens gaan kyk na Jesaja 1 vers 17, leer om goed te doen, soek die reg, help die verdrukte, doen reg aan die wees en verdedig die saak van die weduwee. Nou, eerstens, Christene word geroep om mense van waarheid te wees. Ons word geroep om eerlik te wees. Ons word geroep om billik te wees. En ons word geroep om geregtigheid te bevorder. Nou, dit beteken nie dat ons volmaak is nie, of dat almal sekere sterk punte het wat kan help met geregtigheid nie, maar dit beteken wel dat ons daarna moet streef om God se karakter te weerspieël. Byvoorbeeld, ek weet van baie persone wat in die kerk sit en wat kontrakte sluit, en dan is die kontrakte baie fyn skrif ten doel om 'n mede-Christen in te doen. So die vraag moet eintlik wees, wanneer ons 'n kontrak sluit, moet ons eerlik wees. Want as ons nie eerlik is nie, dan streef ons nie geregtigheid na nie. Want ons wil tog nie iemand moet oneerlik wees teenoor ons nie, so doen aan ander soos wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Wanneer ons getuienis lewer, moet ons die waarheid praat. Ja, dit is soms moeilik om die waarheid te praat, want 'n mens weet soms daar's gevolge. Soos as 'n mens baie keer toe ons nog pak gekry het op skool, nie noodwendig jou maatjie ook in die moeilikheid wat dit bring teen, dat jy het maar die pak slaap jou eie gevat. Maar as 'n Christen en om seker te maak geregtigheid seëvier, moet ons die waarheid praat. Wanneer ons iemand benadeel het, moet ons verantwoordelikheid aanvaar. So 'n mens moet, as jy weet jy het iemand benadeel, gaan sê jammer vir die persoon. En sê ja, ek het as gevolg van my het die volgende gebeur. Want dit is wat van ons verwag word. Ja, ons pad van 'n Christen is nie altyd baie reguit en maklik nie, soos dat mens mos die breë weg en die smalle weg kry, wat nog in baie huise teenwoordig is. Maar ons het 'n keuse gemaak om Christus te volg. En as ons Christus volg, moet ons sy waardes uitleef, of poog, alhoewel niemand volmaak is nie. So wanneer ons sien dat iemand onregverdig behandel word, moet ons opstaan vir wat reg is. Geregtigheid begin nie net in die hof nie. Geregtigheid begin in 'n mens se hart. Jy sê nou, dit begin in jou hart, jy weet, en dit beteken eintlik jy moet iets doen. Ek lees nou jou vers van Jesaja 1 vers 17, saam met jou. En dan besef ek, jy weet, gaan die verdrukker tee. Dit beteken nie net om passief goed te doen of reg te laat geskied op 'n manier nie, maar jy moet ook aktief optree teenoor 'n verdrukker, jy weet. En ek moet iets doen aan die weeskinders. Ek moet laat reg geskied aan weeskinders en ek moet die regsaake van weduwees hanteer. Dis nie net wees daar
vir hulle nie, maar tree ook op, tree. Dit is eintlik 'n baie kragtige bevel wat die Here vir ons gee, om nie net deur die lewe na ons eie sake te kyk, of selfs na andersin te kyk, passief nie, maar om werklik op te tree. Dis dramaties eintlik, en ek dink, ek dink nie so nie, dit geld natuurlik vir vandag ook. Ons moet verander, help reg met die reg, as dit daarop aankom. Jy sal dit nou beter doen as advokaat, maar elkeen van ons moet in die mate wat ons kan vir weeskinders en ander optree, iets doen. Dit is 'n bietjie anders wat ek dink ons al dink oor reg, jy weet, ons doen maar net reg terwyl ons eintlik passief binne die regstelsel leef. Maar hier sê ons moet buite onsself kyk na ander. Baie interessant dat jy dit so beklemtoon. Nou Willem, ons moet basies weet dat geregtigheid is nie bloot net 'n menslike idee van mense nie. Dit is deel van die karakter van God. En 'n mens kan sien dat God van die begin af orde, waarheid, maar ook geregtigheid ingestel het in die wêreld. En ook dat die reg 'n belangrike rol speel om mense te beskerm, en die vrede in die samelewing te bevorder. So, as Christen word ons dan nou geroep ook baie keer om mense van waarheid en geregtigheid te wees. En ja, die ding is, 'n mens vergeet dit baie keer. En 'n mens moet ook besef dat God het die waarheid lief, en dat omdat ons volgelinge van Christus is, ons dit moet uitdra in ons lewe, sodat ander kan sien, maar in daardie persoon se optrede en dit wat hy uitstraal en wat hy meedeel aan ander, is hy 'n volgeling van Christus. Miskien 'n baie persoonlike vraag oor jou beroep. As jy nou kyk na jou as advokaat en julle gemeenskap as regslei, moet ons nog steeds dankbaar wees in hierdie land oor die stand van die reg in die land, of moet ons of dink jy, ja, wat wil ek sê, is ons vergelykbaar met baie ander, kom ons sê maar lande, want ek weet nie, ons kan ons nie met iets anders vergelyk nie, ons kan toch nie met gemeenskappe vergelyk nie, maar kom ons sê, werk die reg nog goed genoeg en duidelik genoeg in ons land, dat ons kan dankbaar wees dat ons in hierdie land bly. En miskien soos sy kant, want die idee wat jy vir ons gaan sê, is, hoe doen ek dit in my lewe? Wat doen ek om die reg te bevorder, en die chaos teen te werk, en orde te skep in hierdie land? Maar eerstens, oor ons land se reg, is daar nog 'n groot stuk om voor dankbaar te wees? Definitief, Willem. Definitief is ons nog in 'n land waar geregtigheid die hoeksteen van die gereg is, en waar baie van ons waardes in ooreenstemming met die waardes van die Bybel is, ook die grondbeginsels ten minste wat in die Bybel vervat word. En dan ook nou die woord van Christus is. Ons het eiendomsreg in Suid-Afrika, ons het 'n polisiemag wat nog steeds ondersoekwerk doen en kriminaliteit aanveg. So ja, grootendeels werk dit nog. Daar is wel uitdagings. Maar daar's uitdagings oral in die wêreld. En solank 'n mens van jou in jou eie lewe seker maak dat jy volg daardie riglyne van geregtigheid, dan maak jy, al is dit nie 'n baie groot brein daar nie, ten minste 'n klein bydrae wat 'n groot verskil kan maak in iemand anders se lewe wat miskien aangekla is of benadeel word deur iemand anders se optrede wat nie regmatig was nie.
So baie dankie. Nee, dit is eintlik 'n lekker bevestiging. Ek toets dit telkens ook met jou om te hoor of jy nog op daardie selfde beginsels positief reageer. Kom ek vra jou 'n persoonlike vraag, Hendrik, hoe beleef jy die Here se reg en geregtigheid in jou lewe? Het jy al ondervind dat as jy dit reg doen, dat jy die effek daarvan ervaar? Dis sommer op 'n baie persoonlike noot wat ek jou vra. Willem, ja. En as ek kan kyk, om eerlik te wees met iemand is van kardinale belang. Ek het al persone gehad wat na my toe gekom het en vir my gesê het, hulle is bereid om geld te betaal solank ek hulle net loskry, maar as 'n mens gaan kyk na die feite van die saak, was hulle verkeerd gewees en word 'n onskuldige persoon dan nou benadeel. En in so 'n geval het ek daai morele verpligting op my geneem om te sê, maar dit wat u gedoen het of wat jy gedoen het is verkeerd, want dit is nie waarvoor geregtigheid daar is nie. En daardie dame met die blinddoek oor haar oë en met die weegskale is veronderstel om seker te maak dat geregtigheid plaasvind, en dis hoekom die swaard in die ander hand is om aan die straf toe te dien, na wat se skaal ook al nou die swaarste weeg. En ja, daar is nog van ons advokate wat nie sake sal aanneem waar ons weet iemand is verkeerd en die persoon se instruksies is dat ons die verkeerde ding moet doen. Want eerstens gaan jy 'n wroging binne jouself hê dat jy weet dit waarvoor jy probeer baklei in die hof is nie reg nie. Tweedens, dit moet daartoe lei dat jy die hof mislei wat verkeerd is. En derdens, dit kan daartoe lei dat 'n onskuldige persoon of 'n party negatief geraak word daardeur. So ja, dit hang af van persoon tot persoon en 'n persoon se oortuigings in dit waarvoor jy glo, maar ook om dit waarin jy glo dan nou op het te bly staan en deur te voer. Ja, en om sekerlik dan die norm, soos jy dit self aangedui het, die norm wat jy sake ook beoordeel is volgens die woord van die Here, want dit is tog jou eie oortuiging en jy wil sekerlik nie daarteen gaan veg vir 'n saak net om dalk goeie geld te kry nie, of soos jy sê, jy weet, aangebied waarskynlik nog 'n bietjie meer net om 'n onregverdige saak te doen nie. Hendrik is ons saamvat en sê reg en geregtigheid, en jy vra of die vraag is, waarom is daar wette? As jy dit moet saamvat, geef ons 'n ordereëling dat ons kan besef waar kom wette in ons lewe in sy hoogste waarde na vore. Wel, die Hemelse Vader het self wette daar neergelê en hy het dit ook so aan die Israeliete deurgegee toe hulle in die woestyn beweeg het en die ouens onder mekaar begin wetywer het. En so deur die eeue was wette gewees om seker te maak dat daar wet en orde gehandhaaf word, maar ook geregtigheid. En dat almal regverdig behandel word. So daai goue draadjie trek eintlik reguit deur van die begin tot vandag. Want God het die mens geplaas op die aarde om te heers oor die aarde en oor die visse in die see en die diere op die land. En dit beteken van die begin af, selfs toe Genesis daar was daar al reeds wette wat Christus daar gestel het vir die mens om aangehoorsaam te wees. En soos die tyd verander het daar wette bygekom. Want Kain het vir Abel doodgemaak. Iets wat verkeerd is. En net soos wat die wette ook dan nou in die Bybel geskryf is en tot stand gekom het, is daar nog steeds wetgewing wat vandag geskryf word en tot stand kom, om seker te maak dat geregtigheid verskiet en dat daar regverdigheid is en ook wet en orde.
Want as ons terugdink aan 1000 jaar gelede was nie ding soos rekenaars gewees en kuberkrakers en persone wat bankrekeninge probeer leegsteel elektronies nie. Soos die reg is eintlik, as mens so kan sê, soos wat filosofie is, 'n wetenskap wat die heeltyd bly verander en voortdurend vloeibaar verander soos wat dinge bykom, maar die grondbeginsels soos jy mag nie moord pleeg nie, en daardie bly vas staan deur die eeue. En ons is dankbaar dat ons nog 'n wet het, 'n grondwet het en 'n wetstelsel het wat daai grondbeginsels erken. Ja, ek wil sê baie dankie en jy weet dis eintlik 'n wonderlike positiewe boodskap want ons dink aan baie keer aan reg en geregtigheid as hierdie iets wat swaar is, maar is eintlik vir ons eie elke dag se tree vir tree lewe onontbeerlik om ordelik en in vryheid saam te leef, want alleen met reg en wette en goeie wette, toepassing van wette kan dit gebeur. Ja, miskien so laaste asem en as jy wil iemand dalk uitnooi om met jou te praat daaroor, gee gerus 'n kontaknommer. Ja Willem, die luisteraars kan met my kontak maak op my e-posadres. Dis hpvans3 en dan die @stertekennetjie gmail.com en hulle is welkom om voorstelle te maak oor spesifiek wat hulle wil hoor van die reg en dat ons dit dan ook kan inwerk in die program, maar ook as hulle algemene vrae het, dan kan ek dit ook beantwoord of ek kan hulle iemand toe verwys wat hulle mag dalk help met hulle uitdagings wat hulle het. Baie dankie. Dit was advokaat Hendrik van Staten, vermoere oor reg en geregtigheid. En daar's 'n uitnodiging vir wat hy baie wydgestel het, so maak gerus gebruik daarvan. Baie dankie Hendrik en tot 'n volgende keer, dan praat ons weer. Dankie Willem en 'n geseënde week vir jou en die luisteraars.